Baie welkom by 'n podcast reeks van NG Larris Park hier in ons Herberg studio. Ek is Dani Vermaak, een van die leraars en ek het die voorreg om saam met my kollega Sheldon Graham te sit. Hy het laas jaar klaar gemaak met teologie. Hy was 'n uitstekende student en nou is hy my kollega ook en ek is so bly om 'n kollega te hê so met wie ek sommer net lekker teologie ook kan gesels. Sheldon, baie welkom hier by ons. Dankie Dani. Het is 'n voorreg om te kan leer by 'n expert podcaster, kan ek nou maar so sê. Nee man, ek weet nie om my lippe te smeer nie. Maar Sheldon, jy is nou net aangeskakel. Jy het nou eintlik laas jaar Desember begin werk by ons en jy is hier by Larris Park. Wat is jou waarneming? Jy stap nou as 'n dominee of 'n teologiese student. Na 6 jaar het jy jou meestersgraad. Stap jy in 'n kerkomgewing in waar 'n geloofsgemeenskap is en mense glo goed. En nou ek kan in my dae onthou, maar ek wil nie oor my dae nou gesels en ek is meer nuuskierig oor jou ervaring. As jy nou die blootstelling het aan gelowiges, wat jy nou altyd het natuurlik, is nou nie vreemd nie. Wat is jou indruk van gelowiges se teologie en hulle verstaan van God en jou opgewondenheid dalk om iets te deel van wat jy ook oor die jare geleer het? Ja, Dani, kom ek sê so, veral by Larris Park, maar by meeste geloofsgemeenskappe wat ek nou al was, kan ek baie vergelykings trek met my eie gesin. Nou, ek is deel van 'n groot gesin, ek is die oudste van 5. So ons is 7 in ons gesin, so my ma, my pa. En ek het dit nou al baie agterkom, dis ook een van die redes hoekom ek teologie geswat het, is ek het daai vraag gevra, maar daar moet meer wees. Nou, ek trek altyd hierdie vergelyking met my boetie dan. My boetie is 4 jaar jonger as ek, en hy is nie soos ek nie. Hy hoef nie te vra, hoorie, is daar meer of is daar meer nie. Hy sal vir my 'n vraag vra en ek sal vir hom kan verduidelik en dan is dit vir hom 100% fine. Dis sharp. Hy vat dit so en hy kan met dit gaan. Wel, ek weet heeltemal anders. Ek wil so diep gaan as moontlik en so meer uitvind as moontlik. En ek sien dit in geloofsfamilies ook, veral ook hier in die Larris Park. Dit is halfdief gelowiges wat jy kry. Mense wat sterk diep gelowig is, wat glo, en saam met ons bely en hulle geloof uitlewe, maar dan het jy hierdie twee kante, is amper half 'n spektrum nie, maar 'n glyskaal van jy kry die mense wat hulle wil meer weet en hulle wil dieper weet en hulle kry net nie genoeg nie. En dan kry jy weer aan die ander kant die mense wat op face value, as ek nou in Engels kan gebruik, dit wat die dominees vir hulle sê, dit wat hulle leer, die vrae wat hulle vra en die antwoorde wat hulle kry, net so kan vat en sê, maar dis vir my genoeg en dit is wat ek glo. En dis vir my baie lekker om dit in die begin frustreer, soos jy nou net kan dink, want ek is 'n ou wat wil weet. En soos ek nou geleer het en met verskillende mense te doen gekry, het ek ook eintlik nou 'n waardering vir die verskillende maniere, eintlik maar ook spiritualiteite wat mense het en hoe hulle geloof benader. Dit is nie oppervlakkig teenoor diep nie, dit is net eintlik verskillende perspektiewe, verskillende ervarings en belewennisse van God en hoe hy werk in mense se lewens. Wow, ek dink jy beskryf dit so mooi. En jy's baie vinnig in die ding as 'n nuwe dominee in 'n kerk wat al hierdie goeders besef, is jy sommer baie wys. Maar Sheldon, as jy nou so praat oor mense wat tevrede is met wat is en ander groep mense of dalk mense tussenin wat meer wil weet, wat nuuskierig is en vra en selfs krities dink. Dan is daar iets wat in my lewe die laaste tyd gebeur het as 'n dominee, die laaste paar jare. Dis vir my net so groot voorreg soos vir jou om deel van 'n geloofsgemeenskap te wees. Mense wat regtig die Here Jesus liefhet en dit opreg liefhet. Lief is vir die Here en regtig hulle lewe kan jy sien, alles wat hulle doen en hoe hulle lewe. Ek gesels nou die dag met 'n sendeling wat in Jerusalem al werk doen en sy vertel toe die storie, tipies van die antieke wêreld soos ek en jy geleer het ook. Sy kry nuwe bure en sy gaan besoek toe die bure en sy wil toe vir die bure iets van haar geloof deel, vertel wat sy glo en die buurvrou onderbreek haar toe en sê stop. Sy het vir my niks te vertel van wat jy glo nie.
ek sal die volgende paar maande kyk wat jy doen, dan sal ek vir jou sê wat jy glo. Ja. En dit is Sure. nogal, ja, maar ek bedoel die antieke mense het mos geglo Ja. dat jou dade, dis jy doen so 'n verlengstuk van wie jy is, Yes, wat ja. binne jou eintlik aangaan, want hulle kom ons nie so sielkunde in ons binne ons insien nie. Ja. Maar een wat ek die laaste paar jare agtergekom het, wat my interessant is en dit maak my baie nuuskierig, is hoe ons, en ek wil dit baie versigtig stel, en verskoon my as jy nou luister en klink dalk vreemd, maar luister na die gesprek en dan gaan jy miskien ook agterkom wat ek nou wou sê. Hoe dit wat ons as gelowiges in die 21ste eeu glo, 22ste eeu, nou ons nou 21, was nou 21ste eeu, 2026, die 21ste eeu glo oor Jesus en oor die kerk, hoe baie van dit wat ons glo oor die jare al vervorm is en verander het aan dit wat die vroeë kerk, die eerste gelowiges geglo het in die eerste eeu na Christus. En dit wat ons lees in die evangelies, dit wat ons sien in die kunswerk wat hulle gekommunikeer het, hulle teologie, hulle verstaan van God. En dit het my nogal nuuskierig gemaak en ek het jou uitgenooi en gesê, maar kom ons gesels saam oor hoe die vroeë kerk geglo het, hoe hulle anders geglo het. Nie dat wat ons noodwendig verkeerd is of wat ook al nie, maar daar's ons mooi skatte ook wat 'n mens ook kan ontdek in die vroeë kerk. Die eerste gelowiges. En om te begin, dink ek is die woorde nogal belangrik om te sê dis anders. Dis nie beter en dis nie slegter nie. Yes. Dis anders. En ons gaan 'n paar van die goed uitpak oor die volgende paar reekse, of reekse nie, oor 'n paar episodes, dis een reeks. En ek sal graag saam met jou daar wil nadink en gesels. So, daar's 'n paar temas op die tafel. Nou hierdie is nou net 'n inleiding. So ons wil die episode kort hou sodat jy dit kan luister op pad werk toe sonder om te probeer onthou op pad terug wat waaroor ons gesels het. Maar ek dink temas en jy moet bysit of uithaal, dink ek waaroor ons kan gesels is tussen die vroeë kerk en vandag se kerk is van 'n beweging wat die vroeë kerk was na 'n instelling. En ek dink daar moet ons 'n bietjie gesels oor die naam Christen en waar dit die eerste keer gebeur het of die mense van die weg soos hulle eintlik genoem is. Nou, jy moet bysit as jy dink ons is daai tema moet uitbrei. Mense van die weg daar in Handelinge is my so mooi. Die ander ding tema wat ons episode van wil maak is waar Jesus as Here, wat dit beteken as hy koning is oor ons lewens, teenoor 'n Jesus, dink ek wat my persepsie is, baie keer vir mense so 'n persoonlike helper is. Ek gebruik gewoonlik die woorde, Jesus is 'n gelukbringer vir mense, is 'n mascot of ietsie wat hy net inspring en moet fix. As iets skeefloop. En ons gaan daai bietjie uitpak van hoe die verskil lyk en hoe dit in ons lewens gebeur het. Dan die derde episode het ek gedink, kan 'n mens die skuif, maar ek dink nie dis noodwendig die vroeë kerk en net daarna se skuld. Ek dink hierdie met die afklaring en die Renaissance tydperk te doen van hoe ons beweeg het van 'n gemeenskap na individualisme. Ek sal 'n bietjie stories vertel van die vakansies met my vriende en hoe die ouens praat oor hulle geloof, maar baie individualisties en nie as 'n gemeenskap nie. En ek en jy gaan lekker gesprek daar voer. En dan die ander ding wat ek ook waargeneem het, 'n 4de episode is lyding en vervolging teenoor gemaklike geloof. Die vroeë kerk moes self posisioneer en vind in hulle navolgingskap van Jesus in 'n moeilike tyd. Dit was ons gaan 'n bietjie selfs oor daai tyd gelyk het en teenoor geloof wat eintlik maklik gemaak is vandag. Dit is, ek sê dit moet moeilik wees, nie? Maar daar is moeilike tye. En nie verskillik ruim daai moeilike tye. En ek weet jy het ook stories rondom dit uit jou hele roeping om teologie te gaan swat vanuit dit. So daar gaan jy vir ons lekker stories vertel. Dan 'n ander ding, ons gesels daai dag met my dogtertjie se 6 jaar oud en oor die wederkoms en sy sê dit gaan 10 teen 'n haar leeftyd gebeur nie.
Ek bedoel, en dis ons almal eintlik dink, ons verwag nie die wederkoms nou enigstens nie, want dit het in die laaste 2000 jaar nou plaasgevind nie. Maar vir die vroeë kerk was daar hierdie, dis nou groot woorde, hierdie immanente, eskatologiese dringendheid. Immanent beteken dit gaan nou gebeur. Hulle het enige tyd dit verwag en hulle lewe het ook anders gelyk as gevolg van dit. Ons sit 'n pensioen weg en ons spaar vir ons ou dag. Die vroeë kerk het nie meer so daar gedink. Ons gaan 'n bietjie daar gesels. En dan, ek dink 'n lekker ander tema is ook die mondelingse tradisies. Nou, baie mense wat 7 tot 8 of 8 tot 9% mense sê Bruce Molina kon lees en skryf. So literatuur was nie groot nie, maar kuns was groot en natuurlik die mondelingse tradisie. En daar gaan jy vir ons lekker baie kan help. Die Bybel het nou die dag eers, nou het ons dit was in die 60s, ek sal 'n bietjie met gaan Google, dink 1968, 65, het die Rooms-Katolieke Kerk by hulle vergadering, meerdere vergadering gesê dat almal 'n vertaling kan hê in die huis. Voor dit was dit die protestantse beweging in die 15de, 16de eeu, wat eers die Bybel vertaal is, wat gemaak het mense in hulle huis kan hê. En dit speel ook 'n rol in hoe ons nou hierdie Bybel lees. En daar's vreemde goed. Ek bedoel, jy's die bewus daarvan. Ons gaan vir ons luisteraars verduidelik van die allegoriese lees. Hoe mense die Bybel allegories gelees het, wat ons voel vandag, dit kan nie wees nie, maar nou die dag by Christen Wet se lenteskool, maak hy nog 'n saak uit en sê maar die Bybel kan op veelvuldige maniere gelees word. Wat my nog 'n bietjie geruk het, want ek het geleer, daar's een manier. En ons gaan 'n bietjie saam met jou daar gesels. Ons het lekker wees. So, daai is sommer die eerste 6 al, maar dan gaan ons, daar's daar nog ander 6 wat ek ook in gedagte het, wat ons oor gaan gesels. Maar ek kom ek hoor by jou, wat wil jy vir die luisteraars sê? Iemand wat nou luister, wat maak jou die meeste opgewondenste van hierdie temas en waarna dink jy sien die meeste uit in hierdie reeks? Vir my, wat vir my baie belangrik is, en dit is iets wat ek in teologie waardeer het, eerste daarteen geskop het, maar die grootste ding wat ek by teologie geleer het was, om diep bewus te word van die lens waardeur ek na die Bybel kyk. Eerste wou ek nie gehoor het dat my Jesus is die Jesus wat ek self nie in my kop opmaak nie, maar wat ek opbou soos 'n puzzle deur die lense wat ek na die Bybel kyk. En dit is iets soos 'n veral 'n ding van ons westerse mense wat westerse prinsipe en etiese riglyne volg, en is eintlik in ons deel van ons, is om te besef dat as jy bewus word van daai lens en jy's bereid om verby dit te kyk, dan is daar soveel meer wat 'n mens kan leer en eintlik waardeer van die Bybel. So dis eintlik my uitnodiging aan die luisteraars. Word bewus van die lens, terwyl ons nou praat, en dit sal duideliker word as ons nou praat, word bewus van die lens waardeur jy kyk, wanneer jy die Bybel lees, wanneer jy Jesus sien, en wanneer jy dink aan die kerk veral. Dit laat my nogal, dit wat jy sê, het ek 'n storieetjie, en ek dink stories is lekker vir luisteraars, hulle is van aanklank daarmee. Ek onthou Prof Piet Meyering. Hy was 'n sendingprof missiologie, soos vandag nou praat, wat vir ons klas destyds gegee het. En hy het vertel, ergens op 'n uitreik in Afrika het hulle die Jesusfilm gewys. En die Jesusfilm is natuurlik in die Weste opgeneem, met 'n wit Jesus. En hoe die mense hierdie wit Jesus met klippe gegooi het. Nou dadelik sal 'n mens spring dink, maar hierdie wit Jesus, hulle hou nie van die wit man nie, hulle verstaan, het is teen die wit mens, wat ek al in daai konteks in Afrika waar het ook al was. Maar ek het later besef, as ons vandag ons luisteraars sê, hoe lyk Jesus? Gaan meeste mense beskryf soos Hollywood om vir ons uitbeeld, wit, lang hare, met Pantene shampoo gewas, het waai in die lug, hy het sy blou sash, sy wit gebleikte roupklere aan, en netjiese plakkies wat nie eers stink natuurlik. Daar's niks fout met hierdie Jesus beeld nie. En dan later leer maar hierdie Jesus eintlik fisies waar hy was. Hulle het voete gewas, hulle voete het
erg gestink. As jy die stofpaai loop, kan jy nou dink, al die stof van grond is in jou voete, dis modder. Dit stink, is aklig. Hulle het nie die hygiëne wat ons gehad het nie. Hy het nie tandarts gehad en tandheelkunde en plaatjies en bytplaatjies en draadjies om sy tande reg te trek nie. En hy was 'n Mediterrane Joodse man met 10-1 stereotypies, dalk die krom neus gehad het waar ons eerste vaskyk as 'n westerling. So as jy die klomp goed, dan praat ons net van die fisiese voorkoms, dan kom ons agter maar die Jesus in my kop definitief anders as die Mediterrane Midde-Oosterse man. Dis die eerste ding. Maar en die storie wat Prof Piet Meiring vertel het, kom ek toe ook agter dat in hulle koppe was Jesus swart. Jesus was swart. Broer, hulle sê teologies, hulle dink ook nie aan 'n Mediterrane man of 'n westerse man nie. As hulle die Bybel optel met hulle sendelinge in Afrika, is Jesus swart. Dis 'n swart man wat hulle liefhet. En dit is hulle beeld van Jesus, niks fout daarmee nie, dis hulle persepsie. En toe hulle iewers die wit Jesus moet gekruisig word, is dit amper soos godlasterlik. Hoe kan Jesus nou westers en wit wees en met magsbehepjes soos wat die weste met die mag gekom het en daarom met klippe gegooi. So dit gaan nie oor Jesus nie, dit gaan lekker oor ons beeld van Jesus. Maar ons gaan lekker daar gesels. So, luister, kyk na ons volgende episode. Die eerste een was net 'n lusmaker. Net nog 'n paar gedagtes los te maak by jou. Ons begin sommer ons volgende episode net om vir jou te sê, begin ons met van beweging na instelling. En ons gaan 'n bietjie gesels oor die kuns en hoe dit verander het, hoe dit ons idees van God verander het en wat se invloed dit vandag ook in ons verstaan van hierdie vreemde Jesus het. Dankie Sheldon. Dankie Dani.